In vandag se lesie begin ons kyk na numeriese en meetkundige patrone. Nou wat is numeriese en meetkundige patrone? Ons kry getalle in 'n ry wat 'n spesifieke patroon vorm. Ons praat van elke getal in die ry wat 'n patroon vorm as 'n term. Die eerste getal is dan term 1. So sal die 10de getal dan term 10 wees. Die 100ste getal in die ry is term 100. Ons kan dan sê die ende term in die ry gaan term n wees. Ons praat van term n as die algemene term of die reël wat die patroon beskryf. Ons kry patrone met 'n konstante verskil tussen opeenvolgende terme of patrone met 'n konstante verhouding en dan ook patrone wat nie 'n konstante verskil of 'n konstante verhouding tussen opeenvolgende terme het nie. Die eerste patroon waarna ons gaan kyk is 'n patroon wat 'n konstante verskil het. Nou hierdie patroon wat 'n konstante verskil het, noem ons 'n rekenkundige of 'n lineêre patroon. Nou wat beteken dit as hy 'n konstante verskil het? As ons byvoorbeeld kyk na die terme in die patroon, so term 1, term 2, term 3, term 4 tot en met term n, en hulle gee byvoorbeeld vir ons die terme is 4, 7, 10, 13 en so hou hierdie patroon aan. As ons nou kyk na hierdie patroon, kan ons sien daar's 'n konstante verskil tussen die terme. Met ander woorde, 7 minus 4, hierdie 7 minus 4 gee vir my 3, 10 minus 7 gee vir my 3, 13 minus 10 gee vir my 3. So hierdie driekie wat ons nou hier sien, praat ons van is 'n konstante verskil. Hoe ons hierdie konstante verskil bepaal, is altyd deur te kyk na ons term 2 minus term 1, en dit moet altyd gelyk wees aan term 3 minus term 2, en dit is weer gelyk aan term 4 minus term 3, en so kan ons aanhou. So hierdie konstante verskil is die verskil tussen die opeenvolgende terme. Ons gaan nou kyk na die verhouding van terme, hulle konstante verskil en hulle posisie in die ry. As ons kan gaan kyk na wat ons daar raak sien, dan gaan ons sien term 1 is gelyk aan my konstante verskil is my driekie, maal met my posisie van die term in die ry is term 1. Dan kort ek nou ietsie om by 4 uit te kom, want my term 1 is 4. As ons nou gaan kyk na daai vraagteken wat ons het, dit wat ons kort, kan ons sê daai vraagteken gaan gelyk wees aan 4. As ek hierdie 3 oorvat, dan word dit mos nou 4 minus 3, en ek kry my vraagtekentjie is gelyk aan 1. So, kom ons kyk, ons kan sê term 1 is gelyk aan 3 maal 1 wat 3 is, plus 1 gee vir my 4. Kom ons toets, term 2 is my konstante verskil, maal met sy posisie, 3 maal 2 is 6, plus 1 gee vir my 7. Term 3 kan ek sê is my konstante verskil, maal met sy posisie, plus 1, 3 maal 3 is 9, plus 1 gee vir my 10. Julle kan dus sien, hierdie algemene reël hou so vol. As ons kyk na term 4, term 4 gaan julle ook sien is 3, wat my konstante verskil is, maal met sy posisie in die ry, 3 maal 4 is 12, plus 1 gee vir my 13. As hierdie patroon mos nou so aanhou, kan ek 'n algemene patroon beskryf deur te sê term n gaan dan met ander woorde gelyk wees aan 3
maal met n plus 1. En dit gee my algemene reël of my algemene, dit gee vir my algemene reël of my algemene term wat die ry beskryf. Hierdie metode is dan nou die eerste metode wat jy kan gebruik om hierdie algemene reël of term te bepaal. Kom ons gaan kyk nou na metode 2. Ons kyk na onsselfde ry wat ons het. Ons het term 1, term 2, term 3, term 4, wat so volhou. Ons ry wat ons het is 4, 7, 10 en 13. Julle kan mooi sien as ons weer hierna kyk, 7 minus 4 is 3, 10 minus 7 is 3, 13 minus 10 is 3. So ons kan weer eens sê, ons het ons konstante verskil, daar is 'n opeenvolgende konstante verskil. Ons konstante verskil is altyd term 2 minus term 1 en dit moet altyd gelyk wees aan term 3 minus term 2. Dit moet weer gelyk wees aan term 4 minus term 3. En dit is hoe ons altyd seker is dat die ry 'n konstante verskil het. As die opeenvolgende terme elke keer met 'n konstante verskil meer word, of dan nou natuurlik minder word. So, kom ons gaan kyk nou weer in terme van hierdie ry. As ons nou sien, ons het daai 4, 7, 10 en 13, dan kan ons gaan sê, ons term 1 is gelyk aan 3 maal met 1. En dan om te bepaal wat ons hier moet bytel, kan ons gaan kyk, as ons nou 3 van 4 aftrek, dan kry ek 4 minus 3 gee dan vir my 'n 1. Met ander woorde, die termpie wat voor die 4 sou gestaan het, sou hy deel van 'n ry moes gewees het, is 1. En daai termpie is dan die term wat ons hier kan bysit. So daai term is dan die term wat ons hier kan bysit. So ons kan sê, term 1 is gelyk aan 3 maal 1 plus 1, en dit gee ons vir my 4. Daarom kan ek sê, my algemene term beskryf ek as 3 maal n plus 1. En dit is die term wat hierdie ry dan beskryf. Kom ons kyk na 'n tweede voorbeeld. As ons weer werk met ons eerste metodetjie, dan is ons tweede voorbeeld, het ons term 1, term 2, term 3, term 4, term 5. En dit is hoe hy aanhou. Ons patroon of ons ry is minus 7, minus 3, 1, 5, 9. As ons nou gaan kyk na ons konstante verskil, onthou ons konstante verskil kan ons bepaal, minus 3 minus minus 7, so dit is minus 3 minus minus 7 word minus 3 plus 7, en dit gee vir my 4. 1 minus minus 3 is 4, 5 minus 1 is 4, 9 minus 5 is 4. So ons konstante verskil, onthou ons nou, is altyd term 2 minus term 1. Dit moet gelyk wees aan term 3 minus term 2. So, as ons hom uitwerk, dan gaan ons kry, dit is minus 3 minus minus 7. En dit gee vir my 'n antwoord van minus 3 plus 7, en dit gee vir my 'n konstante verskil van 4. As ons nou weer terug gaan na ons rytjie toe, dan gaan ons met metode 1 sê, term 1 is gelyk aan 4 maal 1.
En wat moet ek nou by 4 tel om by -7 uit te kom? So, as ek nou mooi kyk, dan moet ek daai 4 oorvat soontoe. As ek die algebra doen, dan gaan ek dit wat ek by -7 moet tel is -7 minus 4. As hy oorgaan, word hy 'n negatief. Dan is dit wat ek moet bytel -11. So ek kan sê term 1 is gelyk aan 4 maal 1, dis my konstante verskil, maal met my posisie in die ry, minus daai 11. En 4 minus 11 gee vir my 'n antwoord van -7. So, as ek nou verder kyk na my ry, kan ek sien 4 maal 2 is 8 en 8 minus 11 gee vir my 'n antwoord van -3. Term 3 is 4 maal 3 en 4 maal 3 is 12, minus 11 gee vir my 'n antwoord van 1. So kan hy volhou, met ander woorde, ek kan sê term n is 4 maal n minus 11. En dit is dan my algemene reël of my algemene term. Of as ons nou kyk na metode 2, ek persoonlik verkies metode 2. Dit is bietjie korter om die algemene term te bepaal. As ons nou weer kyk na hierdie 'n ry wat ons het, onthou, die posisie is die term, so term 1, term 2, term 3, term 4, term 5. Ons gaan nog steeds ons konstante verskil bepaal. Ons konstante verskil, sê ons mos, is term 2 minus term 1. En dit gee vir my -3 minus -7, wat -3 plus 7 is, en -3 plus 7 gee vir my 'n antwoord van 4. As ek nou gaan kyk na my reeksie, met ander woorde, ons ry is -7, -3, 1, 5 en 9. Ek sien nou met ander woorde, my konstante verskil is 4, so ek gaan kyk wat sou die term voor die -7 gewees het. Met ander woorde, ek moet 4 aftrek van -7 af. As ek nou daai 4 afgetrek het van -7 af, dan sien ek hierdie is -11. Daarom kan ek nou sê my algemene term of my reël vir hierdie patroon gaan wees term n is gelyk aan 4 maal n minus 11. So dit is altyd my konstante verskil maal met my posisie en dan daai getalletjie wat ons daar kry. So term n is 4n minus 11. Nog 'n voorbeeld. Eerste metode wat ons gebruik, 7, 1, minus 5, minus 11. As ek nou gaan kyk na my konstante verskil, kry ons mos altyd deur te sê dit is term 2 minus term 1. En omdat dit dieselfde is as term 3 minus term 2 en dit dieselfde is as term 4 minus term 3, praat ons van ons konstante verskil. So ons gaan hê, dit is 1 minus 7, en as ek 1 het minus 7, dan kry ek dit minus 6. Net so kan jy gaan kyk, term 3 minus term 2 is minus 5 minus 1, en dit gee ook mos vir jou minus 6. So julle sien mooi die patroon wat vorm. As ek nou gaan kyk na term 4 minus term 3,
dan het ek dit is minus 11 minus 5, dit gee vir my minus 11 plus 5, wat ook vir my 'n minus 6 gee. So julle kan elke keer hierso sien dat my konstante verskil is presies dieselfde. Goed, so as ons nou kyk na ons eerste metode, dan het ons mos gesê, okay, term 1 is my konstante verskil maal met my posisie. Dan moet ek nou iets by minus 6 tel om by 7 uit te kom. Dit wat ons moet bytel, gaan ons sê as hierdie minus 6 gaan oorvat soontoe, dan gaan ons kry dit wat ons moet bytel is 7, minus 6 gaan oor, dan word hy plus 6, en dit is 13. Ek kan toets deur te sê term 2 is minus 6 maal met 2, wat minus 12 is, minus 12 plus 13 gee vir my 'n antwoord van 1. My algemene reël My algemene term of my reël vir hierdie ry is met ander woorde, term n is gelyk aan minus 6n plus 13. Ons kyk net weer na metode 2. Metode 2, ek het nog steeds dieselfde ry met my terms volgens hulle posisie. Dit is 7, 1, minus 5n, minus 11. Ek sien my konstante verskil, 1 minus 7 is minus 6, minus 5 minus 1 is minus 6. So ek sien my konstante verskil is in hierdie geval minus 6. Onthou hoe jy hom bepaal, term 2 minus term 1 is gelyk aan term 3 minus term 2. Dit is hoe ons konstante verskil bepaal. Nou het ons mos ons ry 7, 1, minus 5, minus 11. Ons gaan vir onsself afvra, wat gaan die term wees wat voor die 7 sou gestaan het? Met ander woorde, as ek nou 6 hier by die 7 tel, dan gaan ek my getalletjie kry en 7 plus 6 gee vir my 13. Ek kan met ander woorde sê, my algemene term of my reël wat hierdie patroon beskryf, sal dan wees term n is gelyk aan minus 6n plus 13. Wat baie belangrik is wat julle nou moet onthou, as ons die algemene term of die reël het, kan ons enige term in die ry bepaal. So as ons kyk na 'n voorbeeld, as ons het term n word gegee deur 3n plus 1, met ander woorde, dit is nou my algemene term en dit beskryf hierdie ry. Dan kan ons byvoorbeeld bepaal vir term 100. Term 100 gaan dan 3 maal 100 wees, plus 1, wat gelyk is aan 301. So enige term in die ry kan jy bepaal. As jy term 25 wil bepaal wat die term gaan wees, wat die 25ste term in die ry is, dan moet jy daai 25 in jou ennetjie se plek instel, want n verteenwoordig die posisie in die ry. So term 25 gaan wees 3 maal 25 plus 1, en dit gee vir my 'n antwoord van 76. Nou net so, as ons die algemene term het, en term n is byvoorbeeld 4n minus 11. Onthou, n is die plekhouer van die posisie in die ry.
So as hulle vir ons vra, ons moet term 65 bepaal of die 65ste term, dan beteken dit n moet gelyk wees aan 65. So ek moet deur substitusie die 65 in n se plek instel. So term 65 gaan gelyk wees aan 4 maal 65 minus 11 en dit gee vir my 'n antwoord van 249. Veronderstel hulle vra vir my wat is term 30? Onthou ons stel nou die 30 in n se plek in, so dis 4 maal 30 plus 1. Ag, minus 11, ekskuus, ek het nou by die vorige voorbeeld gekyk. Term 30 is 4 maal 30 minus 11 en dit gee vir my 'n antwoord van 109. Ons kyk na nog 'n voorbeeldjie. As ek het, term n is gelyk aan minus 6n plus 13 en hulle vra vir my term 21, dan ontstel ek 21 in n se plek, so ek het minus 6 maal 21 plus 13 en dit gee vir my minus 113. As hulle vir my byvoorbeeld term 10 vra, term 10 gaan wees minus 6 maal 10 plus 13 en dit gee vir my term 10 is met ander woorde gelyk aan minus 47. Die ander kant om wat ons kan bepaal is ook wanneer hulle vir ons die spesifieke waarde gee van 'n term in die patroon, kan ons ook bepaal watter term in 'n patroon 'n spesifieke waarde sal hê. Met ander woorde, as ons byvoorbeeld kyk na die volgende vraag. Hulle kan nou vir ons vra, bepaal die hoeveelste term van die patroon, term n is gelyk aan 3n plus 1 sal 'n waarde van 91 hê. Met ander woorde, onthou nou hierdie term n is gelyk aan 3n plus 1. Dit is my algemene term of my reël wat die patroon beskryf. Nou sê hulle vir my, met ander woorde, volgens die vraagie, sê hulle vir my, daai term n moet gelyk wees aan 91. En dit wat hulle vir ons vra, is hierdie n. Met ander woorde, ons moet n bepaal. Ons weet nie wat n se waarde is nie. Met ander woorde, as ons nou gaan sê ons algemene term word gegee deur 3n plus 1, maar hierdie term is nou gelyk aan 91, dan kan ons mos vir n oplos. Die manier wat ons nou vir n oplos is mos nou met behulp van ons algebra. Ons moet n alleen kry, so daai plus 1 gaan eers oor, en as hy oorgaan, dan word hy 'n minus. Ons sê 3n is gelyk aan 91 minus 1. Daarom is 3n gelyk aan 91 minus 1 is 90. Onthou, ek wil nou vir n alleen hê, so ek moet deel deur 3, wat ek links doen, moet ek ook regs doen. Met ander woorde, n is gelyk aan 30. So die antwoord op my vraag is, die hoeveelste term van die patroon, term n is gelyk aan 3n plus 1, sal 'n waarde van 91 hê, dan kan ek daar sê, die 30ste term gaan 'n waarde van 91 hê. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Met ander woorde, die vraagie vra nou weer vir my die hoeveelste term van die patroon, term n, sal gelyk wees aan 189. Met ander woorde, die vraag is weer, ons moet vir n bepaal, want n is ons onbekende. Ons algemene term word gegee deur 4n minus 11. En hierdie term is gelyk aan 189. Wat ons onbekende is hierdie n-etjie. Ons moet n bepaal, so ons moet die vergelyking oplos wat daai gaan waarmaak. Om n te bepaal, moet ek nou n alleen kry, so ek moet hierdie minus 11 oorvat.
Hy word dan 'n plus 11, so ek het 189 plus 11. As ek nou het 189 plus 11, dan gaan ek kry 4n is gelyk aan 200. Ons doen mos nou ons algebra, so as ons n alleen wil hê, moet ons deel deur 4 en onthou wat ons links doen, moet ons altyd regs doen. So as ons deel deur 4, dan kry ons n is gelyk aan 50. Met ander woorde, die 50ste term van daai patroon gaan 'n waarde van 189 hê. Die laaste voorbeeld, voordat julle gaan begin met julle huiswerk, sodat julle die lesie kan inoefen, is as daar vir ons gegee is dat term n gelyk is aan minus 6n plus 13, dan vra die vraag vir ons bepaal n as term n gelyk is aan minus 2987. Met ander woorde, ons moet weer n bepaal. So ons gaan hierdie term n wat ons algemene reël is, wat die ry of die patroon beskryf, gaan ons moet gelykstel aan minus 2987, want die waarde van term n is minus 2987. Ek moet my algebra nou doen om n alleen te kry. So, as ek nou daai plus 13 vat ek met ander woorde oor, dan word dit minus 13. So, ek kry minus 2987 minus 13. Met ander woorde, minus 6n is gelyk aan minus 3000. Nou wil ek n mos alleen hê, en ja, dis reg, ons gaan nou met ander woorde moet deel deur minus 6 om n alleen te kry. Wat ek links doen, moet ek altyd regs doen. Met ander woorde, n is gelyk aan 500. Dit was dan nou ons laaste voorbeeldjie. Nou kan julle hierdie lesie mooi inoefen deur al julle huiswerksommetjies te doen.